Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 5de Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vandag sê: gemeenskapslede gooi polisie met klippe en bottels in Westbury, Johannesburg. Vandag se nuushooftrekke lyk so: 1,3 miljoen rand is bestee aan adjunkpresident se besoek aan Japan. Sy vrou was saam. Polisielede met klippe en bottels gegooi toe hulle 'n verdagte arresteer. Regering is bekommerd oor spookwerkers in die staatsdiens. Zimbabwe gaan olifante uitdun en vleis vir die gemeenskap gee. Die vleiende Hollander gaan weer die Komrades aandurf. Franse ongekeerde Louis maak amok in tennistoernooi. Steytlerweg Westbury was gister in 'n warboel gewees toe gemeenskapslede die polisie wat op toneel was tydens 'n arrestasie van 'n man wat volgens die teenbende eenheid in besit van dwelms was met klippe en bottels gegooi. Volgens inligting het die polisie toe 'n waarskuwingsskoot afgeskiet om die verwilderde mense uiteen te jaag en toe onttrek. Dit is gedoen dat almal in veilige toestande kon wees volgens die polisie. Die polisie het ook berig dat geen amptelike voertuig of polisielid wat aan diens was beseer is tydens hierdie voorval nie. Volgens die nasionale kommissaris van die polisie, generaal Fanny Masimola, klaar die gemeenskap gedurig oor bendes of ander misdade en nou dat die polisie hulle werk wil doen, is hulle ongelukkig daaroor. Die polisie se werk moet waardeer en gerespekteer word volgens die kommissaris en die polisie mag nie verhinder word deur enige publieke lid om sy werk behoorlik te doen nie. Indien mense met die werksaamhede van die polisie inmeng, is dit ook 'n misdaad en dit kan nie ongestraf bly nie. 'n Boete of selfs gevangenisstraf kan die gevolg van sulke teenstrydige optrede teenoor die polisie hê. Ook sê die kommissaris dat die polisie nie deur sulke dade van stryk gebring moet word nie om hulle wetopgelegde pligte teen misdaad in die wiele te ry nie. 1,3 miljoen rand is bestee op adjunkpresident Paul Mashatile en sy vrou Humile se besoek aan Japan, waarvan byna 1 miljoen rand op akkommodasie bestee is, 234.000 rand op vlugte, 146.000 rand op vervoer. Die totale koste van die besoek van Mashatile, sy vrou en hulle ondersteuningspersoneel het belastingbetalers 2,3 miljoen rand uit die sak gejaag. Mashatile was vanaf 5 tot 19 Maart in Japan vir 'n werksbesoek gewees. Humile het saam met hom gegaan. Lydens Mashatile se antwoord het die vlugte na en van Japan 117.000 rand elk per persoon gekos. En vervoer in Japan is onderskeidelik 77.000 rand gewees vir Mashatile en 73.000 rand vir Humile. Die akkommodasie vir 4 nagte vir die Mashatile egpaar het die staatskas 956.000 rand gekos. Vroeër is berig die werksbesoek aan Ierland en Brittanje het 5,3 miljoen rand gekos, terwyl die besoek aan Botswana en Zimbabwe onderskeidelik 52.000 rand en 56.000 rand gekos het. Boonbehalwe die Mashatile egpaar het 8 van hulle ondersteuningspersoneel hulle Japan toe vergesel. Die afvaardiging van 10 mense is deur Mashatile gelei. Die regering is baie bekommerd oor die vermorsing van belastingbetalersgeld op spookwerkers in die staatsdiens, soos sê Mamso Buthelezi. Buthelezi het herhaal dat die staat in die laaste kwartaal van die 2024 boekjaar gesamentlik meer as 140 miljoen rand per maand bestee het aan sy amptenare wat met volle salaris weens oortredings geskort is en tans by die huis sit. 'n Spookwerker is 'n bedrieglike naam op die staat se balansstaat, aan wie salaris maandeliks betaal word, het hy gesê. Godongwana het in sy begrotingsrede gesê 'n datagedrewe benadering sal voortaan gevolg word om onreëlmatighede op die betaalstate op te spoor. Oor die totale koste van voorlopige skorsings met volle salaris, sê Buthelezi, dit het aan die einde van die 4de kwartaal van 2024 50,9 miljoen rand vir nasionale departemente en 90,4 miljoen rand vir provinsiale departemente beloop. Volgens Buthelezi word dikwels gesê dat die salarisrekening van die staat te hoog is. Zimbabwe gaan tientalle olifante uitdun en die vleis aan plaaslike gemeenskappe uitdeel om die groeiende bevolking van die diere in toom te hou. Zimbabwe huisves naas Botswana die grootste olifantbevolking ter wêreld. Geen verdere besonderhede is verskaf oor hoeveel diere in totaal uitgedun sal word nie en watter tydperk dit gedoen gaan word nie. Minstens 200 olifante is in die afgelope 5 jaar na ander parke verskuif, het die media gesê. Olifantvleis sal onder plaaslike gemeenskappe versprei word, terwyl die ivoor as staatsbesit na Zimparks oorgedra sal word vir veilige bewaring, lei hulle verklaring. Zimbabwe kan nie sy voorraad ivoor verkoop nie, weens 'n wêreldwye verbod
op ivoorhandel. In 2024 het Zimbabwe 200 olifante uitgedun weens 'n ongekende droogte wat kostekorte tot gevolg gehad het. Dit was die eerste groot uitdunning sedert 1988 gewees. Die reguleerder van die private veiligheidsbedryf, PSIRA, se onreëlmatige besteding van meer as 120 miljoen rand kom nie net neer op nalatigheid nie, maar 'n misbruik van staatsgeld, soos sê Ian Cameron, DALP. LP's van byna al die partye het laar om Cameron getrek nadat PSIRA die om Dinsdag per brief versoek het om hom as komiteevoorsitter aan die gisterse sitting te onttrek en verdere stappe te vermy. Cameron het gesê daar is geen prosedure of etiese grondslag vir sy onttrekking nie. Volgens Cameron dui die OG bevindings op 'n ernstige ineenstorting van finansiële bestuur, nakoming en bestuur wat die risiko van beduidende finansiële verlies verhoog het. Cameron het benadruk dat daar aanspreeklikheid daarvoor moet wees. 'n Vragskip met 3000 motors moes gister aan die kus van Alaska ontruim word nadat 'n brand uitgebreek het en nie geblus kon word nie. Die Morning Medias was sowat 483 km suid van Adak in Alaska. Die bemanningslede het besef daar is fout toe hulle rook op die dek gewaar het. Van die 3000 motors is 800 elektroniese motors gewees. Die kuswag sê lugbemanning en 'n skip is gestuur om te help en 3 ander vaartuie was op die toneel gewees. 'n Skip met sowat 4000 luukse motors, waaronder Porsches en Bentleys, het in 2022 naby die Azore-argipel gesink nadat 'n brand 2 weke van tevore daarop uitgebreek het. Op die vraag of hy wel in Kanada is, het Anthony Bogas, wat 33 jaar oud is, aan die koerante video's gestuur waarin hy beweer dat hy in die strate van die groot Kanadese stad Toronto rondloop. Bogas, wat bekendheid as sanger en televisieaanbieder verwerf het ook in 'n gesprek met die koerante gesê hy is beslis in Kanada, maar kan nie 'n foto stuur nie omdat hy anders lyk. Hy het nie verder hierop uitgewy nie. Bogas sê in die video dat hy Kanada toe gegaan het om vir sy ouers Renske en Anton Bogas 'n eerste wêreldse lewe te kan gee. Bogas het vroeër aan die koerante gesê sy broer John Bogas is tans in Dubai en is nie seker of hy beplan om permanent by hulle in Kanada aan te sluit nie. Bogas beweer verder in een van sy video's wat hy aan die koerante gestuur het dat daar baie mense by kleutersone betrokke was. Dis nie net ek nie, maar ek is nou die krimineel in hierdie prentjie, het hy gesê. Hy het vroeër aan die koerante gesê hy het baie inligting en bewyse oor ander rolspelers in kleutersone wat verantwoordelikheid vir dit moet neem. Hy is Dinsdag in die Hooggeregshof in Pretoria finaal gesekwestreer. Kleutersone Operations is op 14 Mei onder finale likwidasie geplaas. Bankstate toon aan dat Bogas na bewering wesenlike bedrae van die maatskappy se geld vir sy eie persoonlike uitgawes gebruik het. Ibrahim Rasool, oud-ambassadeur in Amerika wat deur die Trump-regering uit die land geskop is as persoon non grata verklaar. Hier is aan die woord oor Amerika se verhouding met Suid-Afrika, oor wie die beste as nuwe ambassadeur sal wees. Trump soek nie iemand wat hom net beam nie, dit moet iemand wees wat met hom kan onderhandel, het hy gesê. Volgens Rasool is Martinus van Skalkwyk dalk die regte keuse. Hy weet wat is ons waardes as die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, sê Rasool dit was 'n baie swak posisie van die tyd dat Suid-Afrika nie duidelikheid gegee het oor waar ons gestaan het oor Rusland-Oekraïne oorlog nie. Dis aan Amerika beskou is dat Suid-Afrika saam met Rusland was. Toe die Trump-regering hoor Rasool is deur oud-president Joe Biden as ambassadeur geakkrediteer, het dit spanning verder verhoog. Hy sê hy glo Trump soek altyd 'n oorwinning en een van sy oorwinnings was dat hy Rasool uitgeskop het. Ramaphosa moes volgens Rasool baie in die Withuisvergaderings verduur het deur te sê Suid-Afrika is 'n gewelddadige land met baie misdaad. Collins Letsoalo, omstrede uitvoerende hoof van die padongelukkefonds, die POF, is nou geskort en nie meer bloot op spesiale verlof geplaas nie. Leko Hlengwa, adjunkt minister van vervoer, het Dinsdag bevestig hy is maandag aand laat ingelig. Daar is 'n direksievergadering besluit dat die spesiale verlof herroep en Letsoalo geskort word. In die skoorsitting is onder meer beweer dat Letsoalo se uitvoerende bestuur opdrag gegee het om nie die sitting by te woon nie. Gegrond op 'n regsmening is die besluit van 27 Mei herroep om die uitvoerende hoof op spesiale verlof te plaas en is besluit om te skors weens insubordinansie met sy weiering om voorskoor op 28 Mei te verskyn het. Piet Wier se maat verlede jaar die opwettoop na Pietermaritzburg 'n klinkende oorwinning behaal. Sondag spring die 27-jarige vleiende Hollander in die 98ste Comrades sedert 1921 weg as die groot gunsteling om Durban eerste oor die eindstreep te eindig. Hy het verlede jaar in Italië geoefen
Wiersema het verlede week in die land aangekom om sy finale voorbereiding hier te kan afhandel. Hy het baie kommerheidskenners verkeerd bewys wat vooraf skepties was oor sy dieet wat meestal uit koolhidrate bestaan het en geen proteïene bevat het nie. Hy het die vorige 2 afwedlope gewen en weet dus wat nodig is om weer so te maak. 2 jaar gelede het hy 'n rekordtyd van 5 uur, 13 minute en 58 sekondes as die wenner uit die stryd getree. 'n Rekordgetal van meer as 22.000 deelnemers sal voor die stadsaal van Pietermaritzburg aantree by die wedloop oor 89.98 km tot by die eindstreep buite die Moses Mabhida Stadion in Durban. Die atlete sal die eerste keer in 2 groepe 'n kwartier na mekaar wegspring. In die afdeling van vroue is Gerda Steyn rekordhouer in sowel as die op- en afwedloop die oorweldigende gunsteling vir die dames om te wen. Nadat geen spel op die eerste dag moontlik was nie, het die Proteas gister 313-7 in 79 boubeurte in hulle eerste beurt aangeteken met 5 covers wat uitgetree het. Zimbabwe het met uitskeidheid 48-1 in sy eerste beurt na 11 boubeurte op die telbord gehad. Ryan Rickelton het 62 nie uit nie van 93 balle, Bavuma het 58 aangeteken van 85 balle en Tristan Staps het 58 aangeteken van 120 balle, het 50 dalle bal waarna hulle uitgetree het. Die Proteas het Zimbabwe gevra dat al 15 spelers in die groep deel aan die wedstryd moet hê. Daar was goeie intensiteit by sommige van die ouens, terwyl ander hulle meer ingegrawe het op die veld. Hoofuitkoms is dat almal 'n tyd in die middelveld deurgebring het. Net 2 kolwers, Aiden Makram is uit op 13 en Wian Mulder uit op 26, het hulle paaltjies verloor. Makram is in die 6de beurt uit. Rickelton en Bavuma was in 'n aanvallende lyn, het albei 11 vure geslaan voor hulle uitgetree het. Stap wat voorheen derde gekolf het baie geduld aan die dag gelê en was die langste voor die paaltjies gewees. Hy en Tony de Zorzi het die telling tot 217-4 met die teepauze geneem. Stap sit in die laaste sessie sy 50 dal verwerf. De Zorzi het 28 nie uit en David Bedingham op 23 nie uit het ook uitgetree. Suid-Afrika het in die eerste 8 beurte 20 extras afgestaan, wat toen 40 lopies in die geval opgelewer het. Benewens Rabara het Jansen, Lungi Ngidi en die draaier Keshav Maharaj ook bulkans gehad. Lucial Hannekom, wat 24 jaar oud is in die bokvroue se toergroep ingesluit vir die Afrika toernooi wat die naweek in Ontario, Madagaskar gaan begin. Die Suid-Afrikaners se eerste kragmeting is Saterdag met Uganda, waarin Kenia op 11 Junie en Madagaskar op 14 Junie aan die beurt sal kom. Dit was in 2018 en Hannekom se matriekjaar aan die hoërskool Namakoland in Springbok dat sy begin rugby speel het. Sy het Griek was in rugby op skole en onder 20 vlak verteenwoordig. Hannekom het in 2023 'n buiging vir die vroue bokke gemaak. Hy hoop sy om in Madagaskar die afrigters van die nasionale span te oortuig dat sy gekies moet word vir die Wêreldbeker toernooi wat tussen 22 Augustus en 27 September in Engeland beslis sal word. Die bokvroue se 23-tal vir die kragmeting met Uganda word môre bekend gemaak. Die ongekeerde Franse vrouespeler Louise Boyson se sprookiestoernooi in die Franse Ope duur voort. Sy het gister met kragtennis voor die luidrigtige tuiskare 'n skokoorwinning van 7-6 en 6-3 oor Miriam Andreeva, die 6de gekeerde en 'n gunsteling behaal. Boyson sal vandag teen Coco Gauff te staan kom. In 'n Amerikaanse tweestryd moes Gauff die tweede gekeerde terugverf om Madison Keys in meer as 2 uur met 6-7, 6-4 en 6-1 te wen. Kazakhstan se Alexander Bublik kon net in die tweede stel weerstand bied teen die Italianer Yannick Sinner. Die eerste gekeerde het sy ongekeerde teenstander met 6-1, 7-5 en 6-0 gewen. Die dramatiese eerste stel tussen Boyson en Andreeva het 1 uur en 21 minute geduur. Die 18-jarige Andreeva het onder druk begin vou en die spanning het opgelaai. Die Rus het 'n waarskuwing ontvang toe sy die bal hoog in die paviljoen tussen die mense ingeslaan het. 'n Watertandstryd wag vandag wanneer Arina Sabalenka, die eerste gekeerde, en Iga Swiatek, die verdedigende kampioen, mekaar gaan pak. Swiatek is nou in 26 wedstryde onoorwonne op Roland Garros. Haar algehele wen-verloor rekord in Parys is nou 40-2. Carlos Alcaraz het Tommy Paul in slegs 94 minute gewen en die halfeindronde van die Franse Ope in Roland Garros gehaal. Die verdedigende kampioen het Dinsdag aand 'n meesterklas in aanvallende tennis gelewer. Die twee stelle in minder as 'n uur gewen en 12de gekeerde Amerikaner met 6-0, 6-1 en 6-1 gewen. Alcaraz sal nou môre sake vir 'n plek in die eindstryd teen Lorenzo Musetti van Italië moet uitspook. Malcolm Marx het hom tot aan die einde van 2027 aan sy Japanse klapspan, die
Kubota Spears verbind. Die verlenging van sy kontrak volg na 'n teleurstellende einde aan Spears se 2024 seisoen, deur Frans Loerike afgerig word die afgelope Sondag teen Toshiba Brave Lupus in die topliga eindstryd verloor het. Marks, wat 2 wêreldbeker toernooie saam met die Bokke gewen het, was 'n sentrale figuur in die beroemde Bomsquad wat in die toernooi in 2019 opslag gemaak het. Hy het die nommer 2 try vir die skouspel in 2023 herwin voordat sy deelname weens 'n kniebesering in die groepfase teen Skotland beëindig is. Saterdag se rugby is as volg: om 15:45 VRK halfeindronde Leinster teen Glasgow Warriors. Om 18:15 speel die Bulls teen die Haie. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg Vrystreek lyk so: Messina 1522, Polokwane 1818, Lephalale 1024, Mbombela 917, Mahikeng 1020, Pretoria 921, Johannesburg 1014, Ermelo 618, Richards Bay 1522, Pietermaritzburg 1021, Durban 1522, Port St Johns 1122, Bethlehem 416, Bloemfontein 27, Allewal Noord 23, Welkom 921, Vryburg 1022, Kimberley 924, Appington 1326, Prieska 926, Springbok 718, Karasburg 1226, Keetmanshoop 1427, Mariental 1428, Alexanderbaai 1117, Brandvlei 923, Loedertsbaai 1121, Vredendal 1022, Kaapstad 1320, Sutherland 416, George 921, Jeffreys Bay 825, Kabarra 625, Raffernet 523, Oos-London 927, De Aar 722, Multino 016, Beaufort Wes 6 grade Celsius in die oggend, 22 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag sien so daarna uit. Die rand verhandel teen R17.83 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.58. Die euro kos R20.36. Die pond verhandel teen R24.16. Die yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $34.53 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.374 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $65.63 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag lyk so: elke dag is 'n nuwe dag. Jy sal nooit geluk vind as jy nie aanbeweeg nie. Geseënde dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en 'n geseënde dag word vir julle almal toegewens.